Môre julle almal. Ek is bly julle is volgende hier. Ek weet gewoonlik wanneer gebed aangeroep word in 'n kerk, raak die mense al hoe minder gewoonlik. Ons sit met al ons vrese en vrese dryf ons gewoonlik weg van die Here af. En dis maar hoe dit gewoonlik is met elkeen van ons. So julle wat hier is, het al 'n bietjie gestoei met julle vrese. Julle ken die versie wat sê dat volmaakte liefde dryf die vrees uit. En daai volmaakte liefde is waaroor ons gemeente gaan. Maar dis ook ons moeilikste plek, is daai volmaakte liefde. Want dit konfronteer ons elke dag in die plek wat ons staan. En as ons dit nie konfronteer nie, dan gaan kruip ons weg agter deure in plekke wat ons vir onsself skep. En een van ons grootste goed wat ons wegkruip is vrese. Vrese dat ek nie goed genoeg is nie, vrese dat ek nie inpas nie, vrese dat ek iets verkeerd gaan sê, vrese dat mense nie van my hou nie, vrese dat ek nie goed lyk nie. Ons kan hulle so opnoem, die lys raak al hoe langer elke dag. En daai goed hou ons weg van die gawes wat die Here ons gegee het. Dit wat in ons lewe wil kom doen. En as ons nie daai vrese het ontstap en hulle uit ons plek uit verwyder van die voetstappe wat die Here ons gegee het, gaan ons nooit aanbeweeg nie. Ek wil volgende een ding vir jou sê, elkeen van ons moet deur die donker dinge in ons lewe werk. Ons is net mense, ons doen baie keer goed en sit ons onder skuldgevoelens. En dan maak ons daai deure toe. En daai deure wat ons toegemaak het in ons lewe, is die plekke waar die grootste skatte lê wat God met die lewe wil doen. En as jy nie kan deel met daai vrese of met daai woede of skaamte, noem dit wat jy wil, as jy nie kan deel met dit, sal jy nooit die skatte ontdek wat in daai kamers weggepak is nie. Want die vyand val jou eers op daai plekke aan, want hy weet jou gawes is daartoe gesluit. So vanmôre het ek nou 'n baie dramatiese entry point hierso, maar ek wil hê ons moet verstaan, ons is hier om te bid. En hierdie goed wat ek vanoggend vir julle sê, is die goed wat ons weghou van die strome van gebed af, waar ons eintlik in die Here se teenwoordigheid moet inklim. Dit maak dat ons godsdienstig raak in ons gebed, maar dat ons wil mooi bid en ons wil mooi klink. En wat ons sê moet tog net nie deur ander mense geoordeel word dat dit verkeerd is nie. En God soek dit nie. Hy soek ons hart. Dis hoekom baie gebed wat uit trane voortvloei baie meer impak het. Nou, julle moet my verskoon as ek in so 'n plek kom waar ek is, dan loop die rivier al klaar. Ek is sukkel om myself net in toom te hou, want wanneer ons moet in 'n plek aangaan van gebed en waar God verandering bring, dan leef jy teen die hart van God. Want hy wil deurbreek op plekke in ons lewe. En vanoggend wil ek 'n metafoor skep. Ons praat baie keer, miskien moet ek eers vra, wie van julle dra baie sleutels rond? Die wat baie sleutels ronddra, is gewoonlik mense met baie autoriteit en verantwoordelikheid. Want organisasies en instansies gee net baie sleutels vir mense wat hulle kan vertrou. Want agter daai deure waar daai sleutels vandaan kom, is daar baie kosbare goed of goed van waarde. En dit is in ons geestelike lewe presies dieselfde. As jy baie sleutels dra, is daar verantwoordelikheid vir dit wat agter die deure is, wat daai sleutels kan oopsluit. En vanoggend moet ons eers na die skrif toe gaan om te gaan kyk, praat die woord regtig van sleutels, praat die woord regtig van deure, en waar die hele Heilige Gees my regtig gebou het, is die slotte, want ek het nooit gedink aan slotte, en ons sê baie keer ons vang 'n sleutel, of ons sê ek staan voor 'n geopende deur, of deur het nog nie vir my oopgegaan nie, ek bid nog, maar min van ons praat rondom slotte, meeste is maar deure en sleutels, maar 'n sleutel sê autoriteit, en ek wil hê julle moet dit onthou, want wanneer jy 'n sleutel ontvang, het jy die autoriteit om oop te sluit. En as die ou wat die autoriteit het om oop te sluit nie daar is nie, staan almal voor die deur en niemand kan deurbeweeg nie. Nou ek het my
boodskap vanoggend kort hou, maar dit voel of ek 'n uur wil preek met alles wat ek regtig vir julle wil sê. Die sleutel, onthou net dit, die sleutel is die autoriteit om 'n deur te kan oopsluit. Maar voor die deur oopgesluit kan word, is daar nog 'n slot. So ek gaan net gou die skrif lees oor sleutels eerste. As ek hom hier kan oopkry. OK. Want dis nie eintlik my boodskap nie, is net die inleiding. OK. Maar ons moet dit doen, want ons moet gebed verstaan. As ons nie gebed verstaan nie, kan ons nie deurdring nie. En ons moet klaarmaak met godsdienstige gebede, want godsdienstige gebede kom nêrens uit nie. Julle ken daai gelykenis van jou daar wat op sy bors geslaan het, daar by die twee wat daar gebid het. En hy het by die Here uitgekom. Die ander het lang gebede gehad op die straat, hulle bid. Jy kom nie by die Here uit nie. Jy bid verby hom. So ons moet verby dit kom en ons het die sleutel daarvoor. So ek gaan eers lees. Matteus 16:19. En ek sal julle die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. So ons sien hier so Jesus sê, ek sal vir julle die sleutels van die koninkryk gee. Maar dan dieselfde gedeelte in Lukas, selfde woord, Lukas 11:52 sê hy, wie julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van kennis weggeneem. Julle het self nie ingegaan nie en die wat wou ingaan verhinder. Hoekom lees ek hierdie twee? Hy sê, Jesus gee vir ons 'n sleutel, maar jy kan daai sleutel in jou sak sit en verhinder dat enigiemand anders by daai deur ingaan. En dis wat hy hier vir die Fariseërs sê. Hy sê, ek het vir julle 'n sleutel gegee, maar julle gaan nie daarin nie en julle wil ook hê iemand anders moet daar ingaan nie. En julle gaan nou hoor hoekom dit so is. Die tweede gedeelte is die deur. Korintiërs 16:9. Want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan, al is daar baie teenstanders. Dis Paulus wat dit sê. So deure is, kom ons sê, wat is die Engels, opportunities, geleenthede. Geleenthede waar ons kan deurbeweeg. En Openbaring praat ook baie van deure. Maar het julle al ooit gelees oor die slotte? Ek het nog nooit regtig gelees oor die slotte tot die Heilige Gees met my begin deel oor die slotte. Jesaja 45:2. Ek sal voor julle uitgaan, koperdeure verbreek en ystergrendels stukkend slaan. Grendels is die slotte. So die Here praat van slotte en slotte in ons lewe. Gaan ons nou so vinnig aanraak, want ons mag 'n deur hê, maar ons gaan nooit deur die deur nie. Of ek mag 'n sleutel hê en ek kom nooit by die deur uit nie. So, kom ons gaan kyk 'n bietjie na wat is dit? Wel, miskien moet ek by die verse uitkom wat ek vanoggend wil hanteer. My boodskap of die titel van die boodskap. Wie nie 'n ander prentjie net op so daai eerste een met die deure nie. Dra my ekstra myl. Kom uit Galasiërs 6:2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus, en Matteus 5:41, en elkeen wat jou dwing om 1 myl te gaan, gaan saam met hom 2. Hierso was maar die Romeine wat die Jode gedwing het om 'n myl te stap, en Jesus sê vir hulle, moenie moedeloos raak, jy stap nog 'n myl saam. En hy het dit gesê vir 'n spesifieke rede. Maar die boodskap wat ek vanoggend wil oordra is, ek en jy het 'n sleutel, en daai sleutel is om 'n deur oop te maak. So ek skep vanoggend 'n metafoor met hierdie verse, dat ek en jy dra 'n sleutel om 'n deur oop te maak na die lewe toe, van ander mense buitekant. Want Christus het ons die autoriteit gegee om te gaan disippels maak. Hy het ons die autoriteit gegee om hulle wat verlore is in te bring. En ek en jy het daai sleutel gekry om daai deur te kan oopmaak. En die twee verse wat ek vanoggend hier aangehaal het, is die twee kernverse van hoe ons by die slotte gaan uitkom. So, maar eers moet ons die verantwoordelikheid aanvaar dat ons het elkeen 'n sleutel as kind van die Here om 'n deur te kan oopsluit vir ander mense om in die lewe in te gaan. En daai sleutel gaan ek nou 'n bietjie beskryf, want daai sleutel, en miskien kan jy vir my die tweede prentjie opsit. Daai sleutel is die liefde. Maar daai liefde kan nie werk as hy nie
by die kruis neergesit word nie. Want die liefde sonder om jouself te gee, is 'n oppervlaklike liefde. Dis 'n liefde wat gekonfronteer word en onmiddellik uit mekaar uitval. Jy moet die liefde na die kruis toe vat, sodat daar niks van jou oor is nie, maar alles van hom oor is. Want dis daai liefde wat 'n las van 'n broer sal dra. Dis daai liefde wat 'n ekstra myl sal stap. Maar dis ook daai liefde, en as jy die eerste prentjie gesien het, het jy gesien die sleutel is 'n kruis. Daai sleutel wat daar ingaan is 'n kruis wat alleen gedraai kan word na die lewe toe wanneer ek in liefde na my broer toe uitreik. Die slot wat ek vandag van praat en wat ek gehou het tot op die einde is jou broer en suster en ook in die gemeenskap mense wat soveel aanklag oor hulle lewe het en soveel las dra en deur soveel goed gaan, of dit huwelik is en of dit werk is, maak nie saak nie, dat hulle nie eers die lewe kan sien nie. Hulle kan nie eers die sleutel draai om deur te beweeg nie. En wanneer ek en jy ons lewe neerlê en ons tel daai las op en help dra, dan kan 'n broer of 'n suster of dan iemand wat nog nie by die Here uitgekom het, weer sy kop optel en die kruis sien, kan weer lewe sien. En dis ons verantwoordelikheid, is dat ons die sleutel sal draai, sodat ander die lewe kan sien. Maar ons kan soos die Fariseërs ook mense uitsluit. En ek wil nie hê ons moet in ons harte onstuimig raak oor wat ek sê nie. Maar baie van ons het plekke in ons lewe waar ons met pyn sit. Of skuldgevoelens wat ons weggeberg. Soek iemand wat ons sal help om daai deure oop te maak. En nou kom ek en ek sê ek gaan praat, ek gaan sommer tieners gebruik want hy is die pastoor. Ek gaan praat by 'n broer lelike goed oor tieners. Wat doen ek met my broer se slotte? Ek sit nog 'n slot aan. So volgende keer as tieners by hom kom, dan hy so baie slotte op sy deur dat niks wat tieners sê gaan deur na sy hart toe nie. En ons moet oppas dat ons nie soos die Fariseërs wetties raak rondom dit wat God deur die Gees wil kom doen. Dat ons goeters sê om nog slotte en slot aan mekaar se deure te sit. Dat ons later wegloop van die plek af. Ek wil amper sê van die sleutelsdraers af, want ons elkeen het die sleutels. Maar die vyand wil ons karakter besoedel en ons moet dit verstaan. Hy wil vir jou by ander kom vertel hoe sleg is daai ou, dat hy doen dit en dit en dit. Sodat wanneer jy hom weer sien, dis dit al wat jy sien die slotte en jy breek nie deur na die lewe nie. Die Here sê in Jesaja, in Johannes 10:10, hy het gekom om vir ons lewe in oorvloed te gee. Ek kan nie deurbreek na die lewe in oorvloed as ek slotte aan my deure sit nie. So hierdie 2 verse wat ek gelees het moet vir ons 'n waarskuwing wees en 'n opgewondenheid. Dat ek dra sleutel, as dit al sleutel is wat jy in die begin dra, is om ander mense in die lewe in te lei. Want jy het die antwoord. Jy het Christus. Christus is die antwoord. En as jy nie weet om daai sleutel te gebruik nie, deel van ons opleiding gaan dit wees om daai sleutel te gebruik vir die mense om ons ook vir mekaar. En dit is waaroor vanoggend se gebed gaan. Dat wanneer ons uitgaan, eers na mekaar toe as die liggaam, maar ook buite toe, dat ons die sleutel wat God ons gegee het, reg sal gebruik. Dat ons verstaan, ek kan nie net slotte aan mense se lewe sit nie. Elke slag as ek my mond oopmaak, kan ek slotte aan mense se deure sit, wat hulle ewig gaan sukkel. Daar's broers en susters wat in kerke sit, en ook dalk nie eens weer kerke toe gaan nie, met sulke slotte wat hulle in die kerke opgetel het. En hulle weet nie hoe om daai slotte oop te sluit nie. En al wat dit kan oopsluit, is liefde wat by die kruis is. Daar's nie 'n ander manier nie. Wanneer jy deur jou liefde 'n las kan dra van 'n broer, en jy kan die ekstra myl stap, kan jy tot sy hart praat en oopsluit. En elke myl wat jy stap, draai jy daai slot en draai hom totdat die lewe deurbreek en weer lewe gesien kan word.
So laat ons kritiek ergens op 'n vullishoop sit, want almal van ons het foute. Ons kan nie met kritiek by die kruis kom en by die nagmaal kom nie. Die Here sê as jy weet jou broer het iets teen jou, gaan maak eers reg. Dan kom jy. Want daai slot, ek noem dit die slotte deesdae met die Heilige Gees, daai slot maak dat ek nie kan deurbreek nie. Daai slot maak dat ek kan deurbreek na die lewe, na die vloei van sy Gees nie. Wanneer ons kom bid, gee jou hart oor vir die Here. Moenie begin dink al die woordjies wat ek wil sê en hoe mooi hulle moet wees nie, want wanneer ek dit doen, dan begin ek in die godsdiens ingaan. En ek bid nie regtig wat God wil hê ons moet bid nie. En ons moet nie bang wees vir gebed nie. Gebed moet 'n vloei wees van 'n rivier wat deur ons vloei. Dit moet 'n praat wees met die Heilige Gees. Dit moet 'n aanraak wees van die hemele. Dit moet goed gaan haal daarbo en terugbring. Jy moet dit sien as 'n avontuur om in gebed te wees. Maar min van ons is avontuurlustig wanneer dit by die hemel kom. Ons wil al die presente hê, maar ons wil nie soontoe gaan nie. En dit kos jou so 'n bietjie 'n prys om tyd af te staan, en dis eintlik maar al wat dit is om tyd af te staan. Ons wil nie tyd afstaan nie, want ons is te besig in ons werklike lewe. So ek wil afsluit voor ons oorgaan in gebed, net met hierdie stukkie, dat wanneer ons kom by die plek van deure en mense, weet net dat elke ou wat oor jou pad kom, is soekend na 'n deur om deur te gaan. Daar's nie een persoon wat nie soekend is nie. Jy moet wag vir die geleentheid wat die Heilige Gees jou gee. Dit wat Paulus gesê het, die Here het vir hom 'n groot opene deur gegee. In een oomblik maak die Here vir jou 'n deur oop en 'n geleentheid. En dan het jy die sleutel. En baie keer hardloop ons daar weg, ons wil nie daai sleutel gebruik om iemand se hart oop te sluit en by die goed uit te kom wat saak maak nie. Ons almal hou van koffie drink. Weet nie van julle nie, ek hou van koffie drink. 'n Goeie plek om die sleutel te gebruik wanneer jy saam met iemand sit wat jy weet probleme het. En die Here het vir ons daai sleutel gegee vir die kerk. Ons het baie sleutels eintlik. Ek weet nie van julle nie, maar die Here het vir ons baie sleutels gegee. Dis net of ons dit wil optel en daarmee beweeg. Die Here wil ons gebruik om dit te gebruik, maar ons is nie altyd gewillig om dit op te tel nie. Wanneer ons die laaste dra, verder loop, lief hê soos Christus, dan draai die sleutel. En die mense ontdek dat deur jou opoffering, deur jou neergelegde lewe, is daar lewe, ander kant die swaar kry, ander kant die mismoedigheid, ander kant die pyn, ander kant die seer. En dit bring herstel in ons lewens. So volgende wanneer ons bid ons vir onsself, dat die Here dit sal oopbreek in ons harte. Die kamers wat ons toegebou het, toegeplak het, nie aan wil raak nie, laat toe dat die Heilige Gees daarin werk. Moenie dit toemaak nie. Want jou skatte gaan daaruit voorkom. Dit wat hy jou geken het voor jy gebore is, gaan voorkom uit dit uit. En jy gaan sien, daar's dinge wat jy weggesteek het van jouself, wat sal uitkom, wat die wêreld daar buite kan nodig het. En dan bid ons ook vir ons area, dat wanneer ons uitreik, die Here ons die wysheid en die insig sal gee, om te kan deurbreek. Dankie julle. Nou daar's 'n gebed, ek het sommer net so 'n paar punte opgesit. Julle kan so vinnig deur hom lees. Wees vrymoedig om te bid. Ek dink wat belangrik is dat ons net sal opstaan en toelaat dat die Gees deur jou bid. En gebed is nie herhaling van baie woorde nie. Jy kan een sinnetjie bid wat baie meer krag het as 'n lang gebed. Bid soos dit in jou hart kom. Bid dat dit wat jy voel die Here na vore bring, bid dit, want dit is wat die Gees na vore wil bring. En dan sal ons kyk hoe die Heilige Gees lei voor ons afsluit. Is dit reg so? OK, ons gee geleentheid, ek weet nie wie eerste wil bid nie. Ons raak net so stil voor die Heilige Gees. En dan soos die Heilige Gees lei, staan op, bid. Ons gee tydjie vir gebed. Ek wil net sê dat die tyd wat ons in die wêreld is, ons sien die probleme. Maar die gebedsale van die huise van die Here is leeg. En ons gaan nie herlewing kry nie. Ons gaan nie veranderings kry
as ons nie die tyd oopbreek om te bid nie. Die Here het gesê wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, bid meer. As daar gebedgeleentheid is, maak nie saak waar dit is, dit hoef nie eens in ons gemeente te wees, maar veral ons gemeente, woon dit by. As dit altyd is wat jy op sy sit vir die gemeente is, gebed. Want dit is waar die krag van God vrygestel word, daar waar die beweging plaasvind. OK, dan moet dit afsluit.